Goeiedag. Vandag is ons by die 4de dagstukkie oor die wonderbare geluk waarvan Psalm 1 praat. Onthou, die 6 dagstukkies is soos die brokkies van 'n legkaart en die prentjie op die legkaartboks is ons psalm. Daarom lees ek elke dag die psalm sodat ek kan sien waar daardie dag se brokkie moet inhak by die wat reeds op hulle plek lê. Luister nou mooi. Dit is die woorde van God. Gelukkig is die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie op die pad van sondaars gaan staan, en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Vandag gaan ons nie kaf praat nie, maar ons gaan wel oor die kaf praat. In dagstukkie 2, dit was Dinsdagsinne, het ek net so vlugtig na die kaf verwys wat maklik wegwaai. Dit staan teenoor die boom wat sterk winde kan trotseer. Dit is natuurlik een van die voordele van 'n boom te wees in plaas van kaf. Die mens wat soos 'n boom is gelukkig. En 'n mooi boom wat vrug dra, maak ook ander mense gelukkig. Die wat in die Here se woorde gewortel is nie grypers nie. Hulle is gewers. Vers 3 sê immers dat die boom sy vrugte op sy tyd gee. As jy egter 'n gryper is wat op eie belang ingestel is, 'n selfsugtige, selfgesentreerde mens, dan is jy 'n leë doppie. Dis tog wat kaf is. Koring wat geoes is destyds op die dorsvloer gegooi. 'n Bees of donkie is oor die koring al in die ronde gelei, tot al die vrugbare, eetbare korreltjies uit hulle doppies getrap is, en dan is dit geskep en in die lug opgegooi. Die leë doppies waai weg, en die bruikbare korrels val aarde toe. Die nuwe 2020 Bybelvertaling het die Hebreëse woordjie wat verduidelik wat met die kaf gebeur, vertaal met wegwaai. In die 83 vertaling was die vertaling vir die woordjie uitmekaar waai. Wegwaai, uitmekaar waai. Wegwaai is sekerlik die beste vertaling. Tussen hakies die 2021 Nederlandse Bybel het verwaai. Ek hou nogal daarvan. Maar of jy nou met wegwaai vertaal of nie, daar sit tog 'n betekenis van uitmekaar, nie net weg nie, in die teks. Net hierna, en dit is ons teks vanmôre, praat vers 5 van die vergadering van die regverdiges. Dis 'n byeenkoms, 'n gemeenskap. Maar mense wat ingestel is op mag, eie eer, status of geld, sukkel om in 'n hegte gemeenskap met ander te lewe. As die winde van die lewe teen hulle aanwaai, spat hulle maklik uitmekaar. Terloops, moenie dink dat die grypers nie ook gawe en hoogs suksesvolle mense kan wees nie. Hulle is meestal so, en mense bewonder hulle. Maar as God na hulle kyk, sien hy net 'n nuttelose, leë dop. Wees liewer soos ons Psalm se boom. Kom ons bid saam. Here, vorm tog ons denke deur u woord, dat ons die ware geluk kan hê en met insig vrugbaar kan lewe. Amen.